Goeiedag, ek nooi jou uit om saam met my stil te raak voor die Here. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Efesiërs 2 van vers 8 tot 10. Een van die grootste geskenke waarvoor 'n mens kan dankie sê, is dat jou lewe sin en betekenis het. 'n Plek in God se groter verhaal. Efesiërs 2 help ons om hierdie geskenk in ons eie lewe raak te sien. God se genade red ons nie net uit die dood uit nie, dit red ons vir 'n lewe, vir 'n doel. En Paulus begin sy brief by genade. Die eerste punt om te ontdek dat dankbaarheid meer as net 'n woord is altyd die ontdekking van genade. Maar Paulus se tweede punt is net so belangrik. Hy skryf dat God ons sy maaksel gemaak het. Die Griekse woord is poemia, wat ek verkeerd uitgespreek het. Wat gedig beteken, kunswerk beteken, of selfs meesterstuk. Met ander woorde, my lewe is nie toevallig nie, ek is God se kunswerk. My lewe is gevorm, nie deur my prestasies nie, maar deur God se hand. Maar Paulus is nie klaar met sy punt nie, hy verhelder dit deur uit te lig wat die doel van God se maaksel of sy kunswerk is. Dit is goeie werke wat God vooraf berei het. Hier is die Bybelse verstaan van ons menslike storie. God het jou gemaak met 'n doel wat hy lank voor jou geboorte voorberei het. Jy is nie net 'n mens wat probeer oorleef nie, jy is geskape vir 'n roeping, vir 'n taak, vir impak. Sielsdankbaarheid groei die heel sterkste wanneer ons werklik begin sien en glo. Ek is deel van God se groter storie. Nie omdat ek perfek is nie omdat ek alles reg kry nie, maar omdat God vir my die sin en betekenis aan my lewe gee. Baie mense voel ver weg van 'n lewe wat Paulus hier beskryf. Die kultuur van vandag maak ons baie keer laat ons soos masjiene voel wat net moet produseer en produseer en produseer. Ons leef dikwels teen so 'n spoed dat ons uitgebrand en verwyderd voel van ons lewensdoel, van sin, van iets wat saak maak. Dis maklik om daardie plek vas te steek en vas te brand, 'n lewe op autopilot. Maar Efesiërs herinner ons, God roep my van betekenisloosheid na betekenis. Ons hoef nie betekenis in die wêreld te soek nie, dit lê in God. Dit laat my dink aan die skrywer van die lied Amazing Grace, John Newton. Hy het God van genade op 'n aangrypende manier ontdek, te midde van 'n storm op die oop see. So as 'n jong man het hy sy rug op God gedraai en homself verlustig in 'n lewe van rebellie en selfs 'n kaptein van 'n slaweboot geword. Maar een nag, toe 'n verwoestende storm sy skip wou verswelg, het hy letterlik gevrees dat hy gaan doodgaan. Roep hy uit na die Here. Daar tussen die golwe ontdek hy dat God hom nie verlaat het nie. Dat God sy lewe red. Nie omdat hy dit verdien nie, maar uit suiwer genade. So hierdie ervaring het Newton se lewe radikaal omgekeer, behalwe dat hy hierdie fantastiese lied Amazing Grace geskryf het, het hy sy roeping ontdek. Hy het 'n predikant geword, 'n pastoor vir ander mense. Hy het 'n stem geword teen slawerny. Hy het besef dat dieselfde genade wat hom uit die dieptes van daai storm gered het, daai genade stuur hom om deel te neem aan God se werk in die wêreld. Amazing Grace
is meer as net 'n eenmalige ervaring, maar deur genade het ons 'n nuwe doel, 'n nuwe toekoms en 'n nuwe lewe. 'n Lewe wat sin maak, 'n lewe wat saak maak. Hy maak van verlore mense begenadigde getuies. Hy maak van stikkende mense sy skepingsvennote. Hy maak van gewone mense draers van sy koninkryk. En dankbaarheid is om dit te kan sê. Here, U het my nie net gered nie. Here, U gebruik my in al my gebrokenheid. Ek wonder of jy, as jy na jou lewe kyk, dit kan raak sien. Die geleenthede wat die Here vir jou oopmaak, om iets te kan beteken in sy koninkryk. Dis deel van om te ontdek dat ons kan dankie sê en ons kan ons lewe vier, omdat God se genade ons 'n nuwe moontlikheid vir lewe gee. Die lewe maak sin wanneer ek en jy kan sien. Ek is nie net hier om myself op te bou nie, maar om deel te wees van dit wat God in en om ons bou. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U genade nie sommer is nie, nie maklik is nie, maar dat dit diep sny en dat dit groot nuwe moontlikhede oopmaak vir ons lewe om vol betekenis en sin te wees. Here, hou ons dankbaar vir daardie nuwe lewe. Amen.